Abba Vader, ons dankie vir die voorreg om op hierdie Shabbat-oggend by mekaar te wees. Terwyl ons nie almal in dieselfde vertrek is nie, sê ons vir U dankie dat U Gees alomteenwoordig is en dat U hierdie verrigtinge sal seën, dat U ons harte sal open, ons denke sal veropen, U ons gee gees van onderskeiding om U hart te verstaan, Vader. Baie keer sien ons dinge anders en ons verstaan dinge anders en baie kere verskil ons ook van mekaar aangaande die maniere hoe ons grootgemaak is, dinge wat vir ons reg is, vanselfsprekend is, maar as ons dit meet aan U karakter, U wil, dan is daar vrae. En tog gaan dit oor U en U wil en U woord. Daarom vra ons dat U in ons sal openbaar U hart, Vader. Ons loof en prys U in Yahshua se naam. Amen. Juda is in ballingskap. Nou, eers was dit die huis van Israel, wat in ballingskap gegaan het na Assirië, klompie jare later is dit die huis van Juda, wat na Babylon gegaan het, en ons weet nie presies hoe die dinge gebeur het nie, want as ons dit sien, dan sien ons die ouens is nou klomp slawe, en is die einde van die saak. Hoe die konings oor die algemeen in daai tyd gewerk het, is hulle het 'n stad beleer, en as hulle die stad oorwin het, dan was die koning gevange geneem, en al sy leiers, dit was vir hulle die sleutel gewees. Dan gewoonlik was dit die mense in die stad wat almal weggevoer is na die koning se stad toe. Meeste mense in die omliggende dorpies, nie die hoofstad nie, het nog steeds daar gebly. Daai koning het dan mense gestuur wat hy vertrou het om daai stad te bestuur namens hom en om belastings in te vorder van al die werkers in die omliggende stede, sodat sy koninkryk kan sterk word. En is presies dieselfde wat hier gebeur het. As julle die geskiedenis kyk, sal julle sien die koning, die regmatige koning van Juda, was 'n jong seun gewees, en sy oom het die koningskap opgeneem. En in hierdie hele aspek wou die koning, wat sy oom was, nie submit onder die Babyloniese koning nie, en hulle is toe blind gemaak en doodgemaak, en hulle is toe so slawe aangehou. Die res van die mense soos konings. Hulle het gaan bly in die ander land, hulle daar gewerk, hulle daar verryk, hulle daar geld gemaak, want dis beter om iemand in jou land te hê wat werk en geld inbring, as om hom 'n gevange te hou en hom kos te gee. Dan sit 'n las op jou koninkryk. En dis ook iets wat ons kan leer in ons gevangenisse. As iemand in die tronk is, moenie laat hy 'n las wees op die goeie mense nie. Laat hom self werk vir sy kos. En dit is hoe dit in daai tyd gewerk het. So na om en by 70 jaar het hulle teruggekeer. Nehemia het dit ervaar, ons glo die Gees het dit op sy hart geplaas. Hulle het teruggegaan na Jerusalem toe. Meeste mense wat buite Jerusalem gebly het op daai stadium was Jode. Okay? Jerusalem was vernietig, hulle het hom nie herbou nie, daai hele stad was weg. So toe moes hulle hom weer herbou het. En ons vat hom van daar af nou verder. Nehemia 5 vers 1. En daar het 'n groot geroep van die volk en van hulle vroue ontstaan teen die broers, die Jode. So die volk, die mense wat in Israel gebly het, die Jode wat oor was, buite nou die wat in ballingskap was in Babylon, het hierdie klagtes by Nehemia uitgekom, wyl hulle die stad besig was om te herbou. Die vrouens het gekla en die mans het gekla. En hier's volg kortliks hulle klagte. En sommige het gesê, ons seuns en ons dogters, ons is baie. Ons wil koring hê, dat ons kan eet en lewe. So eerstens was die begeerte na voedsel. Ons is baie mense, ons het nie kos in ons huise nie. En ander het gesê, ons lande en ons wingerde en ons huise moes ons verpand, sodat ons koring kon koop in die hongersnood. So hulle het hulle grond, hulle wingerde, vir die ryk Jode gegee, sodat die ryk Jode vir hulle koring kon gee, dat hulle nie moes dood van die honger. En ander weer het gesê, ons het op ons lande en ons wingerde geld geleen vir die belasting aan die koning.
So hulle kon nie genoeg van die grond af kry om hulle belasting te betaal nie, so hulle het hulle gronde as waarborg gegee sodat hulle belasting kon betaal aan die koning. So dit was van die klagtes. En nou ons vlees is soos die vlees van ons broers en ons kinders soos hulle kinders. So hulle sê ons lyk dieselfde, ons is dieselfde geslag, ons is dieselfde ras. Ons is almal Jode. Hoekom moet ons swaar kry en as ander Jode wat in weelde leef? En tog moet ons nou ons seuns en ons dogters tot slawe verneder. En van ons dogters is al verneder sonder dat ons daar iets aan kan doen. So daar sekere ryk mense wat hierdie dogters van die armes verneder het en die armes kon nie opstaan teen hierdie rykes nie. En ons lande en ons wingerde behoort nou aan ander. En ek was baie verontwaardig toe ek hulle geroep en hierdie woorde hoor. En ek het by myself beraadslaag. So hy het gedink en hy het gewonder, wat moet ek nou doen? En ek het met die edeles en die leiers getwis en aan hulle gesê, julle leen uit op boeker, elkeen aan sy broer. En ek het 'n groot vergadering teen hulle belê. En aan hulle gesê, ons het ons Joodse broers, dis die wat aan heidene verkoop was, na ons vermoë losgekoop. So hy het gesê, ons het ons broers Jode, wat deur heidene slawe aangehou was, geld gegee, sodat ons broers kon loskoop. Maar ons doen nou presies dieselfde, ons plaas nou ons eie broers onder ons, as slawe. Sodat hulle aan ons moet verkoop. En hulle het geswyg en geen antwoord gevind nie. Vers 9. Verder het ek gesê, dit is nie goed wat julle doen nie. Moet julle nie in vrees van onsse God wandel, terwille van die smaad van die heidene ons vyand nie. So hy het reguit vir hulle gesê, dit wat julle doen is teen God se wet. Dit wat julle doen is nie vrees vir Jahwe nie. Laat niemand, dis die wet waarna hy moontlik verwys, Levitikus 25:17. Laat niemand dan sy naaste verdruk nie en vrees jou God, want ek is Yahuwah jou Elohim. En vers 36, hoofstuk 25, Levitikus, jy moenie rente of wins vir hom oplê nie, dis woeker. Maar jy moet jou God vrees dat jou broer by jou kan lewe. So die instruksie wat Vader gegee het, jy mag nie vir jou broer enige rente vra nie, want dis woeker. Jy moet aan hom leen as dit in jou vermoë is, sonder rente. In die nuwe verbond sien ons, wanneer iemand by jou wil leen en is binne jou vermoë, gee aan hom en moet dit nie eers weer terugvra nie. As jy bereid is om dit te leen, moet jy vir hom sê hy moet teruggee. Sodat jou broer by jou kan lewe. So Vader sê, as jy genoeg het, ek het jou genoeg geseën, dis my seën, dis nie joune nie. Ek gee jou wysheid om rykdom te vererwe. So gee dan aan anderes, sodat jou broer ook by jou kan lewe. En as jou broer by jou verarm en agterraak, moet jy hom ondersteun, soos 'n vreemdeling en 'n bywoner, dat hy by jou kan lewe. Nou ek het so tyd terug 'n artikel geluister na van 'n Joodse rabbi, wat gesê het, dat die genocide van die Jode wat Hitler toegepas het, was Vader se tugtiging op die Jode, omdat hulle broers en ander rente opgelê het. Want as jy kyk wat daar plaasgevind het, vandag nog, die bankiere is Jode. Al die banke in die wêreld behoort aan Jode, en hy het gesê, dit gaan weer oor die Jode kom, want dis die bankiers wat die mense te veel rente vra. Jy kan 'n heidenrente vra, maar ook billike bedrag, nie wat jy wil nie. En dit was sy gedagtegang, en dit is hoekom God hulle oordeel en Hitler hulle kon doodmaak, omdat hulle die mense te veel rente gevra. Terug by die skrif, Levitikus 25:35.
En as jou broer by jou verarm en agterraak, as jou broer begin finansiëel swaar kry, maak nie saak wat sy probleem was nie, moet jy hom help, jy moet hom ondersteun en jy moet hom soos 'n vreemdeling en 'n bywoner hanteer dat hy kan lewe. Nou daar's 'n verskil, wat is 'n broer, wat is 'n vreemdeling en wat is 'n bywoner. 'n Vreemdeling, baie kortliks, dis iemand wat uit 'n ander grondgebied kom, uit 'n ander area kom, wat as dit 'n nie-Jood is, God aanbid en sy weë volg. Jy moet hom dieselfde hanteer as jou broer. Jou broer is jou bloedverwant of die een wat in Jahweh glo, soos jy glo, dis jou broer. Maar jou vreemdeling verwys nie noodwendig net na heidene nie. Dis 'n ander persoon, kom ons sê in Israel, dis een wat uit die stam van Benjamin gekom het na Jerusalem, waar die Jode was, die stam van Juda was, en dan het hy daar gebly, was 'n vreemdeling, hy was onbekende, hy het nie grond gehad daar nie, hy het gekom as 'n vreemdeling. 'n Bywoner, 'n dweller, dit is iemand wat in jou grondgebied is, maar wat by jou kom bly. Hy kom werk by jou, hy kom bly by jou, hy kom loseer by jou, hy het nie sy eie grond nie, hy het nie sy eie rykdom nie, jy help hom om op sy voete te kom. So, dit is die verskil tussen 'n bywoner en 'n vreemdeling. Nehemia 5 vers 10. Nou sê jy, Nehemia, ek self, my broers en my mense het ook aan hulle geld en koring geleen. So Nehemia sê, ek het dit ook gedoen. Hy sê nie hy het rente gevra nie, moontlik het hy, maar hy sê ek is ook skuldig. Ek het ook geleen. Laat ons tog hierdie lening nou kwytskel. Gee dan vandag nog hulle lande, hulle wingerde, hulle olyfbome en hulle huise aan hulle terug. En 100ste deel van die geld van die koring, die mos en die olie wat hulle aan julle geleen het. Nou 100ste beteken nie as hy 100 vaatjies olie geleen het, gee vir hom dan nou, laat hy 99 aan jou teruggee, bless hom net met 100ste nie. 100ste beteken 'n gedeelte, sodat dit in jou vermoë is. As jy alles kan kwytskel, skel jy alles kwyt. As jy voel hy moet 'n sekere deel teruggee, is dit reg, dis volgens wet, dis volgens Torah, hy moet teruggee wat hy dan by jou gevat het. Maar moenie rente opvang. Nehemia 5:11, daarop sê hulle, ons sal dit teruggee en niks van hulle vorder nie. Ons sal net so handel soos iets gesê het. En ek het die priesters geroep en hulle laat sweer om volgens hierdie woord te handel. Hoekom het hy die priesters geroep? Die priesters wat die mense wat die wette toegepas het. So dit was nou die priesters se verantwoordelikheid om te kyk dat die mense nie rente vra nie, laat die mense daai ouens se grondgebied teruggee. Vers 13. Ook het ek my boesem uitgeskit en gesê, so hy het sy klere uitgetrek, dit omgedop en alles uitgeskit. Met ander woorde, laat hy daar staan naak voor die mense. Mag God so elke man uitskit wat hierdie woord nie bevestig nie, uit sy huis, uit sy besittings, en mag hy so uitgeskit en leeg wees. Toe sê die hele vergadering, amen. En hulle het Jahweh geprys, en die volk het volgens hierdie woord gehandel. So hierso sien ons, hy doen 'n profetiese handeling en hy sê, as julle nie julle woord hou nie, mag God julle dan ook alles wegvat, laat julle naak staan en niks besit nie. En hulle sê, dis reg so. Nehemia 11 vers 1. En die owerste van die volk het in Jerusalem gewoon. Baie interessant. Jy sien toe hulle nou teruggaan, hulle herbou die stad, die leiers bly in Jerusalem. Almal kan nie in Jerusalem bly nie, daar's nie genoeg werk nie, daar's nie genoeg geleenthede nie, daar's nie genoeg kos wat inkom nie. So die mense moet die land bewerk, in die stede rondom bly, net 'n sekere gekose groepie mag in Jerusalem bly. Maar die res van die volk het toe die lot gewerk om 1 uit 10 daartoe te bring. So die res van die volk het gesê, so 'n 10de van die mense bly in Jerusalem. Hoekom 'n 10de? 'n 10de behoort aan Jahweh. So die 10de van die mense het in die stad Jerusalem gebly om die koning te bedien.
So 10de gaan na Jahwe, 10de gaan na die koning toe. Van die mense het vrywillig gesê hulle gaan, maar die res was families. Kom ons sê daar's 100 families uit Benjamin, 10 van daai families trek almal op Jerusalem toe. So hulle gaan nie werk op hulle lande nie, hulle gaan nie die grond bedryf nie, hulle gaan nie besighede doen nie. Hulle gaan in die stad Jerusalem bly om die koning en sy owerstes en al daai mense te bedien. So 9 dele gaan na die stede en 1 deel in Jerusalem. En die volk het al die manne geseën wat hulle vrywillig aangebied het om in Jerusalem te wees. So was van die mense wat gesê het, ons sal gaan, ons sal die koning bedien, ons sal in Jerusalem wees. So het hulle die ouens geseën. Goed, ander probleme wat hanteer moes word, en baie van die probleme sien ons vandag. Wanneer ons 'n heiden is, sien ons geen probleme nie. Ons dink alles is reg, alles kan gaan, alles is vir God aanvaarbaar, of daar is nie 'n God nie, hang af wat jou siening is. Nou word ons 'n gelowige in Jasma, ons word ingeënt in die olyfboom. Nou begin Jahwe sy woord vir ons oopmaak, daar's goed wat ons begin verstaan, hy verander goed in ons, hy hanteer ons fokus op hom, ons doen sy koninkryk, so nou begin ons groei in die koninkryk van God. En in hierdie proses is daar baie probleme. En baie van dit is wat Nehemia teëgekom het toe hy teruggekom het Jerusalem toe om die stad te herbou. Vir 70 jaar was daar nie 'n leierskap wat die klomp Jode of Israeliete, hoe jy hulle wil noem, buite Jerusalem bestuur het nie. Die Torah was nie gelees nie, die feeste was nie gehou nie, hulle het net aangegaan. Nou moet al daai goed gerestoreer word. En dis dieselfde met ons, as 'n heiden inkom in God se koninkryk, moet hy nou bestuur word, sodat hy die koninkryk van God verstaan en doen. En tans is dit die verantwoordelikheid oor die algemeen, natuurlik van die vaders van die huise, maar van die gemeentes, die kerke, behoort daai rol op te neem. Nehemia 13:18. Het julle vaders nie so gehandel, sodat ons God, oor ons en oor hierdie stad al hierdie onheil gebring nie? Ja, julle vermeerder die toorngloed oor Israel deur die Sabbat te ontheilig. Goed, nou hier's Nehemia, Vader het hom guns gegee, die koning het hom geseën om sekere goed te doen, hulle herbou die nuwe stad, Jerusalem, en hierdie man het redelik autoriteit, hulle sit vir 70 jaar weg van Jerusalem af, hulle sit, en hulle kan nou terugkom, God gee hulle guns, so hulle optrede teenoor die mense buite die stad gaan woord wees en gaan baie hard wees. Julle het hier gebly in Jerusalem, julle het alles nou verder opgevoeder, kyk hoe lyk die plek buite, julle het nooit die stad herbou nie, julle het net na julle eie sakke gekyk, ons is nou terug hier, nou gaan ons alles weer herstel. Dis hoekom hierdie man so geestelike aggressie in hom gehad het. Want hy het gesê, ons was die ballinge, ons is die ouens wat swaar gekry het, julle het aangegaan met julle lande, julle het belasting betaal aan die koning, ja, en kyk nou sit julle in hongersnood, en ons is nou hier om te herstel. Nou spreek hy hulle aan oor die Sabbat, hy sê julle heilig nie eers die Sabbat nie, dis weens die Sabbat wat nie geheilig is nie, laat ons as ballinge ingegaan het in Babylon. En sodra dit in die poorte van Jerusalem voor die Sabbat donker was, so voordat die son heel weg was, het ek gesê dat die deure gesluit moes word. So hy sê, as julle nie self die Sabbat kan hou nie, dan sal ek jou leer om die Sabbat te hou. Geen besigheid nie, ek maak die deure toe, en as jy buite die stad is dit jou probleem, dan slaap jy maar buite die stad, totdat die volgende eerste dag word. Dat die deure gesluit moes word, en ek het gesê dat hulle dit nie mag oopmaak, tot na die Sabbat nie. En van die mense het ek by die poorte aangestel, geen vrag het op Sabbat ingekom. So hy het mense aangestel om hierdie wet toe te pas, te enforce. Toe het die koopmans en die handelaars en allerhande koopwaarde 'n paar keer buitekant en dan versamel, buitekant Jerusalem. En dis wat gebeur, jy sal 'n paar keer leer, maar as dit nie werk nie, sal jy dit begin doen. Vers 23. En in die dae het ek ook Jode gesien wat Addisiese, Ammonitiese, Moabitiese,
Dis alles nie Joodse vroue getrou het. Nou Asdoditis word net in Nehemia genoem, ek weet nie van waar hulle eintlik is nie. Ja, is van Asdod, ja. Maar ons weet nie presies wat een van die nasies hulle is nie. Hulle kom uit Asdod uit. Goed, so hy sê ek het nou vrouens gesien hier onder julle wat nie Israeliete is nie, wat nie Joodse vrouens is nie. En hy het verwys na hierdie skrif en nou kan ons sê interpreteer hy die skrif reg of interpreteer hy die skrif verkeerd. Maar die kort en die lank is, as Jahwe jou Elohim jou inbring in die land waarheen jy gaan om dit in besit te neem en hy baie nasies voor jou uit verjaag, die Hittite, die Gergasiete, die Amorite, die Kanaaniete, die Feresiete, die Hiwiete, die Jebusiete, 7 nasies meer en magtiger as jy. En Jahwe jou Elohim hulle aan jou oorgee dat jy hulle verslaan, dan moet jy hulle heeltemal en al met die bandvloek tref. Jy mag geen verbond met hulle maak en hulle nie genadig wees nie. Maar daar is spesifieke redes hoekom hierdie 7 nasies gedood moes word. Niemand mag van hulle bly lewe het nie. En God weet hoekom, hy is regverdig en dis hoekom hy dit gesê het. Maar dan waarsku hy ons verder, hy sê jy mag jou ook nie met hulle verswaar nie, so jy mag nie met hulle trou nie, jy mag nie jou dogter gee aan sy seun nie, en jou dogter nie, sy dogter nie neem vir jou seun nie, so jy mag nie met hulle trou nie, dis 'n no-go. Want, en dis die rede, hy sal jou seun van my afvallig maak, sodat hulle ander gode dien, en die toren van Jahwe teen hulle ontvlam, en hy jou verdelg. Nou eerstens weet ons die gees van God in ons is kragtig en is magtig, maar God werk net in ons soos ons hom toelaat om in ons te werk. As jy nou vandag werklik gaan stil raak en jy gaan kyk in jou generasie of kyk in ons land, kyk na die mense en jy kyk die sonde wat hulle doen. En jy gaan bepaal wat 'n sonde dit is en hoe daai sonde ingekom het, hoe daai gebruike ingekom het. Dan sal jy sien dis mense wat ondertrou het met ander nasies. Of dis mense wat met hulle goeie vriende is en dan begin hulle daai gebruike van daai nasies doen. En dis waarteen God gewaarsku. So hy sê dis 'n no-go, dit mag nie gebeur nie. En ons kan nou baie daaroor gesels met Joshua, saam met Joshua, as jy nou gelowige is, nie 'n gelowige is nie en so meer. Nehemia 13:23. In die dae het ek ook die Jode gesien wat dan met daai ander nasies getrou het. Nou sê hy verder. En van hulle kinders het die helfte Asdoditis gepraat of 'n taal van watter volk ook al, maar hulle kon geen Joods praat nie. So een van die eerste dinge is, hulle het ondertrou en die taal wat Jahwe vir ons gegee het, bestaan nie meer nie. Bestaan nie meer nie. Dis weg. En dis een van die eerste goed wat gebeur het. Sodra jy met 'n ander nasie trou as jouself, wyl jy, kom ons sê, dieselfde rassegroep was, die kans dat jy al 2 tale gaan praat in jou huis is baie skraal. Gewoonlik sal jy een praat en die ander een sal afgeskeep word. Goed. Daarom het ek met hulle getwis en hulle gevloek en sommige van hulle geslaan en hulle hare uitgepluk en hulle by God besweer. Wat dink jy gebeur vandag as jy so 'n man tromp oploop wat met 'n ander vrou van man trou en jy ruk sy baard uit en pik sy hare uit en kap hom bietjie op die grond en hulle sluit jou toe. Maar dis die ywer wat hy gehad het vir God se woord. Julle mag julle dogters nie aan hulle seuns gee en julle mag nie van hulle dogters vir julle seuns of julle self neem nie. Nehemia 13:26. Het Salomo die koning van Israel nie deur hulle gesondig nie, alhoewel hulle onder baie nasies nie 'n koning gewees het soos hy nie, en hy 'n liefling van sy God was, sodat God hom as koning aangestel het oor die hele Israel, het die vreemde vroue hom tog laat sonde doen. So dis die waarskuwing wat daar is. Dis dieselfde natuurlik vir 'n man ook, as 'n vrou sou trou met 'n vreemde man.
Vers 27. Moet ons nou van julle hoor dat julle al hierdie groot kwaad gedoen het om ontrou te handel teen God deur vreemde vroue te trou? En een van die seuns van Jojada, die seun van die hoëpriester, hulle het weer hoëpriester aangestel, moontlik nie uit Aaron nie, want daai ouens was in Jerusalem en hulle was na Babylon gevat. So hulle het toe vir hulle hoëpriester aangestel, of moontlik was daar onderhandelings van die koning dat hulle ten minste 'n hoëpriester kon stuur vir die volk wat agtergebly het. Maar hierdie hoëpriester se seun het ook 'n Horoniet getrou. Met ander woorde ook een wat nie getrou mag word nie. So die hoogste vlak van die wat wet en orde moet handhaaf, die hoogste vlak van die wat die woord van God moet verkondig, wat Torah moet toepas, het dit oortree. Daarom het ek hom van my af weggejaag. So hy het vir hom gesê, jy moes Torah aan die mense leer, uit ons pad uit, uit ons land uit, jy's nie naby ons, laat jy gaan. Goed, so hy was redelik ernstig oor die woord. Nehemia 13:29. Dink aan hulle, my God, oor die bevlekking van die priesterskap en van die verbond met die priesterskap en met die leviete. Nou as ons teruggaan na daai verbond, dan Jahwe gesê, ek gee julle vir my as erfenis. Eerstens mag jy nie ondertrou met 'n ander nasie nie en jy mag slegs 'n maagd trou. So hierdie ouens het gegaan en gaan doen net wat hulle wil. Vers 30. So het ek hulle dan gereinig van alles of al wat vreemd was. Jeremia 10 vers 2 sê vir ons, so sê Jahwe, maak julle nie gewen aan die weg van die heidene nie, en skrik nie vir die tekens van die hemel, omdat die heidene daarvoor skrik nie. Want die insettinge van die volke is nietig. Dit wat hulle leer, dit wat hulle doen, dit wat vir hulle belangrik is niks seggend. Nou vra ek die vraag hier, wat doen ons vandag as gelowiges in Yahshua, wat vir ons normaal is, want ek is daarmee gebore, my ouma en my oupa en hulle voorgeslagte, almal het dit gedoen, maar vir God is dit onaanvaarbaar. Vir God is dit vreemd. En dit is waar elkeen van ons moet stil word en teruggaan na die woord toe en kyk wat sê die woord kan ek doen en wat ek doen in teenstrydig is met die woord, hoekom doen jy dit? Of dit wat die woord nie uitspel nie. En nou kan net een of twee noem, ek glo ons almal wat hierna luister is ten minste die openbaring gekry van Kersfees. 10-20 jaar terug was dit vir ons om Kersfees te hou normaal, maar dis 'n heidense gebruik. Dis 'n heidense gebruik wat hulle 'n Christelike naam gegee het. En as ons dit nou doen, is dit vir ons normaal. Dis oukei, dis nie so erg nie, dis vir Jesus. Maar wat sê God daarvan? Is dit vir hom vreemd? Is dit vir hom aanvaarbaar of nie? Het hy die instruksie gegee om dit te doen of nie? Selfde verjaarsdagpartytjies. Daar's niks fout om 'n verjaarsdagpartytjie te hou, dink ek mag verkeerd wees. Daar's niks fout daarvoor om jou vrou, jou man of jou kinders op daai dag te seën en vir Jahwe te sê dankie vir 'n jaar wat u bygevoeg het, seën die volgende jaar. Maar moet dit nie doen op die heiden se gebruik nie. Sodra ons al begin gaan by ronde koeke, is dit sonaanbidding op daai verjaarsdag. Sodra ons begin kersies aansteek, is dit die gelukskoning. So ons moet daai studies doen sodat ons kan sien waaroor dit gaan. Vir ons is dit normaal. En vir ons het so groot geword. Dit was net so vir daai mense normaal buite Jerusalem toe Nehemia terugkom om al daai goed te doen. My pa het dit gedoen en almal doen dit. Dis normaal, dis wie ons tans is. Is dit vir God aanvaarbaar? Is dit vir hom normaal? Is dit wat hy wil hê? En daai is 'n studie wat elkeen van ons moet doen en mag Vader vir ons openbaar maak wat kulturele dinge is, dinge wat mense sê ons mag doen, wat ons nie mag doen. Of dinge wat mense sê, ons mag dit nie doen nie, dis teen die kultuur, ons werk nie so nie, dis nie, maar God sê jy mag. Dis dinge waarna ons moet kyk en dan moet ons bepaal wie is ons in God. En gaan ons toelaat dat die kultuur, dat die mense ons beïnvloed om teen God se wil op te tree.
Abba, ons dankie vir wysheid en insig, helderheid van verstand en ons vra dat U ons sal help, sodat ons hart voor U ontbloot, sodat U tot ons hart spreek, sodat ons kan sien en verstaan wat vir U aanneemlik is. Buiten ons kulturele verskille, buiten die land waarin ons woon se gebruike, ons weet Vader, baie van hierdie instruksies is net vir die land Israel, maar terwyl ons buite die land staan, roep ons die God van Israel aan. En ons wil graag in U weë wandel, ons wil graag U weë leer. U sê aan die einde van die tye sal ons na U roep en U sal ons antwoord. U sal 'n verhouding met ons begin bou. U sal tot ons hart begin spreek as ons na U soek met ons hele hart, ons hele siel, ons krag en ons verstand. En dis hoe ons U graag wil aanbid. Help ons om daai konsep te verstaan. Ons dankie daarvoor, Vader, in Yahshua se naam. Mag U vereer en verheerlik word in Yahshua se naam. Amen.